Kan ons R45 kalfpryse sien hierdie jaar? Welkom by die week se AMT vleisprysoorsigg waar ons die nuutste pryse en nuus in die vleisbedryf bespreek. Die week gaan kyk ek of R45 kalfpryse 'n moontlikheid kan wees teen die einde van die jaar en wat dit moontlik soontoe kan druk. Als in die week se episode wat moontlik gemaak word deur John Deere, so moet dit nie misloop nie. Voor ek met die week se pryse afskop, wil ek net noem dat ek en AMT 100% onafhanklik optree. Ek koop en verkoop glad nie lewende hawe nie en gee ek dis 'n eerlike en onafhanklike opinie wat gebaseer is op historiese prystendense, maar ook vandag se markkondisies in ag probeer neem. Maar dit bly net my opinie en slegs 'n gemiddelde aanduider. Die prys op 'n spesifieke veiling sal altyd verskil, so maak seker jy kry die beste prys op die dag vir jou sak. Laasweek het die nasionale gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg verder gestyg en verhandel nou op R34,98 per kilogram met uit die hand verkope bietjie laer op R34,88. Ligter kalvers tussen so 160 en 200 kg styg ook na R35,07 met swaarder kalvers tussen 250 en 300 kg hoër op R33,81. Bulkalvers styg skerp na R36,66 gemiddeld met verskalvers nou gemiddeld op R32,08. Die gemiddelde prys in die Vrystaat handhaaf dan ook goeie vlakke en styg na R35,35 terwyl die prys in die Noordwes nader aan die Vryburg area ook mooi gestyg het na R34,46 laasweek. Die slagpryse styg verder met die A23 karkasprys nou op R57,30 met die C-graadprys hoër op R47,61. Die gemiddelde kalfprys in Maart was hoër as wat ons in Februarie gesien het en het ek bietjie terug gaan kyk in die data en gesien dat dit laas in 2017 en in 2019 gebeur het en glad nie sedert 2020 nie. Die huidige prys het so 71% korrelasie met die 2019 prys en 64% met die 2017 prys. Ek het sommer vir interessantheid gaan kyk wat met pryse kan gebeur die seisoen vorentoe as dit wel een van daardie seisoene se tendense vorentoe volg. Gebaseer op die 2019 tendens kan kalfpryse nou in April, Mei en Junie daal en dan moontlik by die R31 merk wees en dan weer begin styg tot Oktober tot so R35, maar altyd onder die R35 merk bly. As ons egter na die 2017 tendens kyk, moet pryse nou sterk begin klim tot in Julie na so R42 en dan bo die R40 merk bly tot en met die einde van die jaar. In 2017 het kalfpryse in November tot R37 gestyg, wat in vandag se pryse rondom die R45 merk kan wees. Die prysbeweging in April gaan vir ons nou meer van 'n aanduiding gee van watter tendens meer waarskynlik is vir hierdie seisoen vorentoe. Ons kry wel baie reën nou wat meer na 2017 se toestande lyk, maar is dit nie die enigste faktor wat pryse beïnvloed nie. My gevoelens kan dalk so tussen die twee tendense wees. My vraag is dus aan julle, is dit moontlik dat pryse so hoog soos R45 kan gaan in November hierdie jaar? Praat gerus saam en laat weet wat jou gevoel is oor die pryse vorentoe vir die seisoen. Die gemiddelde stoorlamprys styg ook laasweek na R41,46 met die slaglamprys laer op R43,13 per kilogram. Direkte stoorlampryse styg ook en verhandel op R41,54 met direkte slaglampryse of uit die hand verkope vir slaglampryse laer op R42,98. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat styg verder en verhandel op R44,40 met die prys in die Weskaap op R42,51. Die gemiddelde lamprys is nou so 14% bo laasjaar se prysvlakke en kan dit nou verder opwaarts neig soos ons in die wintermaande begin inbeweeg. Slagpryse sak so bietjie terug met die A23 prys nou op R100,30 per kilogram met die C23 prys wat styg na R65,24 met slaggetalle wat steeds relatief laag bly. Die vooruitskattingsmodelle dui daarop dat ons wel nog ondersteuning in die A-graadpryse kan sien tot die begin van Julie hierdie jaar, terwyl C-graadpryse moontlik nou bietjie kan terugsak. Ek voel al lank dat ons nie genoeg doen om skaapvleis in hierdie land te bemark nie, maar dit het hopelik nou verander. Landchamps inskrywings is nou oop vir alle skaalboere. Skryf in vanaf 1 April tot 30 Mei en staan 'n kans om 'n geskenkpak geborg deur Zoetis
te wen. Besoek gerus lambchamps.co.za vir meer inligting as ook die inskrywingsvorm. Ek wonder wat se streek en wat se ras se skaap is regtig nou die lekkerste. Wolpryse styg verder met die RWS skoon wolprys nou op R188.25, terwyl die nie RWS wolprys ook styg na R184.17. Wolpryse in Australië daal dan ongelukkig met 0.4% na 'n gemiddelde prys van 12,45 Australiese dollar per kilogram. Daar was 3 faktore wat bygedra het tot die prysdalings. Dit was laer vraag, aanbod wat so 10 tot 20% gestyg het, as ook die kwaliteit wat swakker op hulle veilinge was. Ons kan dus ook bietjie laer pryse hierdie week verwag op ons plaaslike veilinge. Hoenderpryse beweeg skerp opwaarts die afgelope week met die gevriesde ex-abattoir prys 4% hoër op R34.51, varspryse op R37.16 met die IQF prys 2% hoër op R33.96 per kilogram met pryse in Amerika wat dan ook opwaarts beweeg het. Die nasionale gemiddelde eierprys styg na R24.84 per dosyn laasweek. Ons sien nou beter vraag in die mark soos ons in die vakansie ingaan en ook nader aan Paasnaweek beweeg. My gevoel is egter dat varspryse kan daal na Paasnaweek terwyl die IQF en gevriesde pryse moontlik verder sywaarts kan bly. Varkpryse het dan so 'n klein bietjie gestyg, maar handhaaf huidige vlakke met die nuutste spekvarkprys op R32.58, vleisvarke op R32.99, terwyl die nuutste worsvarkprys met so 2% gestyg het na R25.51 per kilogram. Tradisioneel behoort pryse nog bietjie te daal nou weens laer vraag na Paasnaweek, maar druk op aanbod kan dit teenwerk en kan ons moontlik eerder sywaartse pryse sien tot en met einde van Julie. Die nuutste grootbokprys styg dan na R38.70, kleinbokpryse styg na R54.51, mediumbokke daal na R44.15, terwyl bokooipryse daal na R39.64 per kilogram. Die verwagting is dat hierdie pryse steeds wisselvallig behoort te bly van week tot week, maar in 'n algemene opwaartse tendens nou inbeweeg, soos ons in die wintermaande ingaan. En lucernpryse bly nog steeds sywaarts met die nuutste gemiddelde graad 1 prys op R3.200 per ton. Prima lucern so bietjie hoër op R3.800 weens min voorraad beskikbaar, terwyl graad 2 lucern op R2.700 per ton tans verhandel. Die geweldige baie reën kan moontlik vir ons laer lucern opbrengs beteken, kwaliteit wat onder druk kom en dis lucernpryse wat dalk so bietjie kan opwaarts beweeg. Die invoerpariteitsprys vir sojameel verhandel laer op R10.991 met geelmielie en sonneblomppryse wat so bietjie gestyg het die afgelope week. Die vraag na chop is wel besig om op te tel weens minder maaldae wat minder aanbod tot gevolg het en voerkrale wat nou besig is om voorraad op te bou vir die volgende 3 maande se speentydperk. As gevolg daarvan reageer die prys opwaarts en verhandel nou op R3.500 per ton. Los vir ons kommentaar op Facebook en YouTube, ons wil graag van julle hoor. Jy is dan ook welkom om by een van ons WhatsApp gemeenskapsgroepe aan te sluit. Al die skakels is in die beskrywing onderaan. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere. Ek is Dr. Johnny van der Merwe, dankie dat jy ingeskakel het en onthou om volgende week weer in te skakel waar ons die nuutste nuus in die vleisbedryf met almal deel.